Yo, yo, is doen dit net liggies met hemelbesem en doen dit net liggies is 'n sê dingetjie wat ek of wat ek dat ek dit so stel was geopenbaar aan my in Woester van alle plekke en nou skit ek maar net met daai openbaring nog al die pad mama kent. Dit beteken maar net moenie nog swak raakie of vat dit rustig, drink 'n chill pill, you know, and all of the above. Jy kan hom basies in enige Amapiano remix sit en dan sal jy sien hoe rustig raakie speakers. Doen dit net liggies. Elke week het ek ook 'n woord wat ek aan die luisteraar voorhou en dan bekyk ek en jy daai woord van alle kante af. So it's one word, one man, one desire. En net een woord. Is net een woord wat ons hang in hierdie galery en vandag sinne is hier is hy. Man. Man, 'n man. Amen. Amen, brother. As jy klaar gebid het, dan sê jy eintlik nie my wil nie, maar deur amen. Ek het 'n tydjie terug so 'n meme raak geloop waar die volgende gesê was en natuurlik is dit seker vroue. Menstruation, menopause, mental breakdowns. Notice how all women's problems begins with men. Ek het nuus vir jou vrou, dit begin nie net met men nie, dit eindig ook met men, selfs die woord woman. Ja, dis wat net grappies, maar dit raak 'n bietjie demanding. Dis wat my skrif sê, daarom moet die man sy vader en sy vrou verlaat, of sy moeder verlaat. Laat ek dit tog hoor sê. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en sy vrou kyk vir hom diep in sy navy blue eyes en sy sê
Onder daai bome in die sand. Nee, hier gaan ons alweer. Klou vas! O, toe! Veilig op die aarde. My senuwees is gedaan. Jy land nie, jy ploeg. Ongelukkig moet ek met Zero saamstem. Dankie. Al wil ek nie graag nie. As jy maar net wou toegee dat jy nie so goed kan land nie, maar nee. Daarvoor is jy te trots. Tot jou trots ons eendag teen 'n rots laat bots. Julle twee kies nou klaar geklaar. Ja. Nee, ek wil nog 'n bietjie aangaan en verduidelik hoe saggies oupa Marak altyd geland het en hoe vraatsig manne Marak dit nou doen. Koppie, as jy nie jou drade geknip wil hê nie, moet jy nou onmiddellik stil bly. Chop stil. Ek bly stil. Ja, jy kyk hoe wip ou kompie hom vir jou. Is nou so omgekrap, ek voel skoon honger. Dit dan die geleide uit 'n ou TV-reeks Manne Marak, wie ken nog vir hom? En dis 'n random een, maar weet jy wat, dis juist die spinnerak waarin manne soms vassit. Nommer 1, 'n man wat vir 'n ander man kop skud as hy nie reg ry nie. My senuwees is gedaan. Jy land nie, jy ploeg. En dan natuurlik 'n man wat hom opruk as iemand op daarop wys dat hy nie reg gery of bestuur het nie. Julle twee kies nou klaar geklaar. Ja. Ja, en manne wat grappe maak daaroor en die ou terg daaroor. En verduidelik hoe saggies oupa Marak altyd geland het en hoe vraatsig manne Marak dit nou doen. Koppie, En uiteindelik daar bly kos ook was nie ver agter nie. is nou so omgekrap, ek voel skoon honger. Ek gesels ook binnekort met Portia van Give Light NPC. Sy is daar van die Noord-Kaapse Kortes en dan ook Jethro, aka Tanamang oor 'n rolprent waarmee hy besig is. Nou ja mense, mans is bekend vir hard wees, né? Hard. En ja, letterlik en figuurlik. Dis hoekom as hy hard wees queen, né? Dan queen meeste mans ook in hulle essensie sou ek sê. Maar ons is daarom 'n sagte spesie ook. Ons hardheid lê eintlik in ons sag wees. Is eintlik weer hoe die goed werk as 'n mens daaroor dink. Ek het gelees op Facebook eendag iemand sê was Rivka Carr van Eersterivier wat iets gesê het in die lyn. Hoekom sê mense grow some balls? You know, it's like soos cowboys don't cry. Hy type thing, grow some balls. En sy sê balls is dan so sensitive en fragile. Why not grow a vagina? Want daai goed gaan deur baie dinge. Iets in daai lyn. En dit hou waarheid. Dis seker maar hoekom die woord leier. En dit bestaan uit die letter L en die woord eier. L is mos you take a L, you lose. So dis seker maar 'n loser met eiers. Dis seker maar wat 'n man is. Dis van 'n pa wat die aand by die huis kom. En sy vrou is toe nou al besig om die kinders in die bed te sit, maar haar hare staan nou al so reg op, want sy kry nie die kinders in die bed nie, en haar senuwees is op hol, en sy besluit nou, kyk, toe haar man by die huis kom, dis nou net sulke tyd, en sy sê vir hom, kyk hier, jy sit die kinders vanaand in die bed, ek gaan nou in die bed klim, jy moet nou maar net sorg dat hulle aan die slaap kom, want hulle is net aan die gang, en sy kry hulle nie tot rus nie.
Die arme pa het maar sy baadjie uit en aktetas neergesit. En nou sy met hulle kamer toe. Hy dog wag, hy gaan hulle vang. Nou sit hy 2 stoele so regop met die rugkante so teen mekaar en hy sit 'n duvet bo-oor en hy sê kom ons maak 'n lekker bed hier onder. Ons gaan nou hier onder slaap. Nou lê hulle so, hy lê toe nou in die middel en die seentjie wat omtrent so oud soos Gatipadonus is, seker so 6, nou lê hy langs aan en nou lê die klein dogtertjie wat bietjie jonger is, lê nou aan die ander kant langs hom. Nou lê hulle. Nou sê hy oogies toe. Nou lê hulle so, maar nou die klein seentjie 'n bal waarmee hy speel. En nou gooi hy die bal op en dan sê die pa vir hom, lê stil. Dan lê hy so rukkie stil, na ruk speel hy weer met die ding en hy staan op en hy skop hierdie bal en hy skop die arme pa op die verkeerde plek. En instinktief skree hy, en my eiers. En toe dit het rarig gebeur. Nou lê die pa en die 2 kleintjies en hy's woedend want nou het hy seer en hy sê vir die kind, lê nou asseblief, lê nou stil, ek slat vir julle. Nou lê hulle doodstil, daar's nie 'n geluid nie. Nou kom hierdie klein dogtertjie se stemmetjie van die kant af, nou sê sy, Pa, wat is dit? pa, hoekom sê jy Anna Meyers? Julle dink ek jok, het regtig gebeur. Nou sê hy, lê nou stil asseblief. Ek wil nou slaap. En julle 2 moet ook nou tot rus kom. Sit so rukkie stil. Dan sê sy weer, Maar pa, hoekom sê jy Anna Meyers? hy sê vir haar, lê nou stil asseblief, slaap nou. Ek het nou genoeg gehad. Nou so rukkie kom maar weer so stemmetjie uit die donker. Maar pa, is jy dan 'n hoender? Ja, van een sensitive saak tot 'n ander. Ek het vir Portia van Give Light NPC op die lyne saam met my en hulle fokus natuurlik baie op onder andere gender-based violence. Portia, vertel ons net gou vlugtig van jou organisasie. Onze organisasie se naam is Give Light NPC. Ons is gebaseer in Keimus in die Noord-Kaap. Ons kyk na ons gemeenskappe se issues wat hulle het, veral na gender-based violence. So ons werk in ons gemeenskappe in die hele ZFM region. So wat ons doen is, ons gee support aan onze victims, en onze victims van abuse, van verkrachting, en as daar iemand gevermoor is, dan ondersteun ons die families, ons help hulle deur hy tyd, as hulle enige informasie miskien nodig het van die hof af of van die polisie af, en hulle kan nie by dit uitkom nie, of hulle is net nie sterk genoeg om daai informasie aan te vra nie, dan gaan ons gaan vra die informasie namens die familie aan. Ons hou optogte, ons hou gebedsessies. Die gebedsessies is gewoonlik waar ons die slagoffers wat ons verloor het in gender-based violence, waar ons hulle gedagte nakom, en ons doen ook no-bail petisies en applications by die hof. So basies die doel is hoekom dit geregistreer is ek myself is 'n gender-based violence survivor, en ek weet hoe die victims hier buite voel, ek weet hoe dit moet vir hulle se familie se voel. So ons wil die victims help om vir hulle te wys daar is lewe buite abuse. Ons wil vir hulle wys, jy is nie wat hy man sê jy is nie. Want as jy in so 'n huwelik of so 'n verhouding is waar jy geabuse word, jy kry mos nou die verskillende abuse, die finansiële abuse, die emotional abuse, die sielkundige abuse, die fisiese abuse. So as jy deur daai gaan, dan manipuleer hy man vir jou so, en hy breek jou so af, en hy verkleineer jou so. Jy verloor al jou self-confidence. Jy begin dink wat die man sê jy is. En
dit is op die einde van die dag, voel jy net jy moet daar bly, want jy verdien dit, van meeste van hierdie type man sê, mos jy verdien dit, so jy voel jy moet daar bly, en nou krijg jy die, miskien die type victims wat nou nie werkie, en die man werk alleen, so hulle voel hulle moet in die huis bly, van waar toe gaan sy, as sy nou miskien nou moet, uit die situasie uit wil kom. En ek voel net die cycle moet gebreek word, dit moet gebreek word. Van nou sien jou kinders wat in die huis aangaan, en dan doen hulle ook dieselfde as hulle groter word. So jou seun dink nou is reg om 'n vrou te slaan. Jou dogtertjie dink nou is reg as ek iemand kry wat vir my slaan, want my ma was geslaan. En dit is die tipe cycle wat ons in die huis moet verbreek. Ons moet dit verbreek van hoe kan ons kinders dan 'n goeie toekoms hê as hulle ook die cycle vorentoe vat en dink dit is reg om so te moet lewe. Ons wil 'n verskil maak in die mense se lewens. Ons hou ook workshops om vrouens te meer empower, om vir hulle te wys, jy verdien dit nie. Jy is nie wat 'n man sê jy is nie. Jy is mooi genoeg, jy is goed genoeg, jy is slim genoeg, jy is gemaak deur in God se image in. Jy is die dogter van ons hoogste koning. So hoekom moet jy deur hierdie tipe lewe gaan? So ons wil vir die vrouens empower en ons wil vir hulle wys, daar is lewe buite abuse. En hierdie cycle moet ons probeer om dit te verbreek. En die slagoffers wat ons al verloor het in die geveg van gender-based violence, ons moet hulle se stemme wees. Ons moet praat namens hulle, van hulle is nie meer daar om te kan praat nie. Ons moet opstaan vir hulle, van hulle is nie meer daar om vir hulle self kan op te staan nie. So ons moet die families ondersteun, ons moet die saak ondersteun, ons moet optogte hou, ons moet gebedsessies hou, van ons op 'n einde van die dag, hulle se stem, wat nie meer 'n stem kan hê nie. Dankie. Nou, Portia, mans is amper, as ek nou moet luister na die issues wat julle adresseer en probeer raak, mans is amper die oorsaak van al die issues. Stem jy saam met die trend, die hashtag men are trash, byvoorbeeld? Ek stem nie saam met die trend wat sê men are trash nie, want ek voel net, jy moet nie alle mans onder dieselfde groot glas sit nie. Jy kan nie alle mans as dieselfde klassifiseer nie. As iemand jou seer gemaak het of abuse het of iets aan jou gedoen het, dan kan jy nie sê alle mans is so nie. Jy kry mans hier buite wat nog goeie mans is, wat agter hulle se vrouens kyk, wat agter hulle se kinders kyk, wat liefde gee vir hulle se vrouens en kinders, wat hulle se vrouens en kinders beskerm. Daar is nog sulke tipe mans hier buite. So as 'n mens, miskien ons as vrouens miskien deur iets gegaan het. Soos ek wat ook 'n GBV survivor is. Ek kan nie sê alle mans is dieselfde nie, want dit is nie so nie. Ek weet hier's goeie mans hier buite, en wat nie dieselfde is soos ons ander tipe mans wat nou weer vrouens abuse en so aan nie. So nee, ek stem nie saam met dit nie. Kom ons staan gou stil by die idee van, of die konsep van gender-based violence, want 'n mens wil ook nou nie verlore raak in definisies en name van goeie sê, die saak is meer belangrik. So gender-based violence, hoekom dink jy val manne oor om dit te doen, om 'n vrou seer te maak, of kinders veral, jy weet, met die wete dat jy sterker in meeste gevalle fisies nou, is jy dalk sterker as jou counterpart, maar nog steeds haal ouens dit uit op vroue of sulke. Hoekom met julle bietjie navorsing wat julle doen, hoekom besluit ouens om so iets te doen? In die eerste plek sal ek sê, jy kry mans wat uit so 'n huistoestand uitkom waar die man die pa aangegaan het toe hulle klein was. En nou raak hy groter en nou dink hy, dis reg om sy vrou te slaan, dis reg om sy vrou en kinders aan te rand. In die ander plek kry jy weer mans wat weer, ons noem hulle narcissist. Hulle target meestal vrouens wat goeie werk het, wat goed geleerd is, wat 'n goeie selfbeeld het, wat goed doen.
En dan vat hulle die vrouens, dan manipuleer hulle die vrouens so, hulle breek die vrou so af, hulle verneder die vrou, en op die einde van die dag glo die vrou nie meer in haarself, sy glo nie meer hoe en wie sy was nie, sy glo nou net wat die man sê sy is. Want GBV is mis nou, abuse is mis nou waar hulle jou finansiëel abuse, sielkundig, emotioneel, fisies, so, alle goed gaan ingepaard, en dan op die einde van die dag, is sy vrou, het sy so low selfbeeld, sy glo nie na haarself, en dan glo sy nou net, as die man sê, sy is dom, sy is lelik, sy is vet, sy is die, sy is die. En dan krijg jy nou weer die mans wat alleen werk, die vrouwens werkie, en dan dink hulle is die meerdere, hulle bring die salaris in, hulle is die baas, so hy kan enigiets in sy vrou doen wat hy voel, hy wil. As die kosie op tyd by hom is hy, of as die vrou te lang maak met die kos, of as sy net iets verkeerd doen, dan moet sy nou sommer geslaan word, of iets aangedoen word. En dan, die ander is ook waar, hoekom party mans GBV doen is, wanneer hulle alcohol in hulle het, of wanneer hulle drug abuse, dan maak dit dat hulle meer violent raak, en meer mense aanval, verkrag, vermoor en abuse. So drug abuse en alcohol misbruik speel ook 'n groot rol, veral in ons klein gemeenskappe, waar dit so voorkom. En die ander, wat ek ook wil inbring, is jou vriendekring. As jy in 'n vriendekring is, en die vriende sien jy abuse jou vrou, of jy doen dit aan jou vrou voor hulle, dan kry jy die vriende, wat nou niks gaan sê nie, wat miskien nou saamstem wat die man doen, of hulle praat niks nie. Nou, as jy sulke vriende het, dan sal die man nie ophou nie, hy sal voortgaan, hy vrou verneder voor hulle, en slaan, en maak wat hy voel hy wil, want hy is mis nou die baas, hy het mis nou die groot ego, hy is mis nou the man. En as jy vriende het, wat actually vir jou aanpraat, om te sê, my bra, jy doen nie dit nie, jy doen nie dit vir my nie, want ek doen nie dit in my vrou nie, en jy moet jou vrou respekteer, en jou vrou beter treat. As jy sulke vriende het, dan glo ek ons mans hier buite sal begin verander, en hulle sal 'n ander siening het hoe om 'n vrou te treat. Kom ek sluit af dan met daai idee, die idee dat mans dan eventually sal verander, en die beeld van 'n man. Kom ons kyk gewoon in die toekoms, hoe moet veral nou, die sielkunde van hoe ons weet wat 'n man is, wat 'n vrou is, dit is besig om baie drasties te verander, hoe ons opgevoed word daarin, sielkundig, geestelik, al hierdie dinge. Hoe sou jy sê, sal die ideale man lyk in die toekoms? Ek voel net dat soms vrouens hier buite glo dat die ideale man 'n mooi kar moet ry, hy moet status hê, hy moet klomp geld hê en so aan. Maar uit my oogpunt uit voel ek net 'n ideale man moet kan respek hê vir jou as 'n vrou. Hy moet kan loyaal wees teenoor jou, hy moet kan eerlik wees teenoor jou, hy moet liefdevol wees vir jou en jou kinders, en hy moet kan wys, hy kan julle beskerm. Ek voel ook dat die ideale man jou beste vriend ook moet wees. Julle kan alles met mekaar deel. As julle 'n probleem het, dan praat julle oor dit, julle sorteer dit uit, julle moet oor enigiets kan praat met mekaar. En ek glo ook net dat jy en jou man, of die ideale man, moet kan saamwerk om 'n sukses op te bou, en saam vorentoe te gaan. So ek glo daar is nog 'n goeie mans hier buite, en die ideale manne, hulle is nog steeds hier buite. Dankie. This is a man's world. This is a man's world.
nothing without a woman or a girl. You see, man made the car, to take us over the road. Man made the train, carry the heavy load. Man made the electric lights to take us out of the dark. And man made the boat for the water, like my Bible said Noah made the ark. This is a man's world. Ow! But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. L'uomo rincorre il potere, ma lui non sa. E il grande limite ad essere come si parla. Nel palmo stringe un'idea che non vive, che nella sua fantasia volle, se non si accorge che poi nulla più senza te, si vive solo per sé. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Man make them happy because man make them toys. But after man made everything he can, man made lira, pesos, dollars, rubles to buy from every good woman and every man. Ow! This is a man's world. Senza te, But it wouldn't be nothing solo per sé, solo per sé. He's lost in the wilderness. He's lost. E non si accorge che poi nulla più senza te, si vive solo per sé, solo per sé, solo per sé. This is a man's world. Hi. Nou, as jy iets great soek, moet jy my uitsoek hier op Facebook. Hier op Facebook. Ja, jy weet as jy daai hoor, dan gaan ek gou die Facebook gaan en kyk watter van hierdie posts en goed wat ek sien pas in by die tema en vandag se woord op hierdie spesifieke episode van Doen dit net liggies is die woord man. So ons kan idee gaan. Op Facebook natuurlik random, ek het 'n hele paar profiles en pages oral waar mense my kontak en randomly save ek dit en dan deel ek dit soos ek dit nou deel. Nou, hier is ene AB Jack Davids van Franschhoek. Franschhoek se quotes, daai hoeke. Hy sê ek verkoop positive pregnancy toetse as jy jou boyfriend langer wil hou oor Desember en feestyd. Hier is 'n SMS nommer en 'n hashtag trap him. Jo. Ai manne. Will be Jeffrey van Mosselbaai, it's deep. The logic of man
cannot decipher the will of God, for God locks the door of his mastery with a slot that can only be opened by the key of stewardship. Jo, hektiek. Hier is iets van Carabello. Kom ons check net gou hierso. Carabello, het klink nou soos Caramello beertjie. Hierso. Carabello Kitso Yankee. Iets geshare van Bridget Paul Matthijsse. To men that got us home safely when we desperately needed transport. To men that didn't take advantage of us when we were too intoxicated. To men that protected us when we were in danger although they didn't know us. To men that maturely accept rejection when they hit on us. To men that wouldn't dare raise a hand at a woman. To men that respect women. We thank you, we appreciate you, we recognize you. Ek hoop, jy word ook getel onder die lysie daarso. Hier is nog iets, Athena Daniels, Vernieth Athena Daniels van de Dorens. De Dorens, kom aan man. Wat sê hulle kinders sulke name, sulke expensive name gee? Every woman is wife material. The problem is some materials end up in the hands of the wrong tailors. Ooh, tailor. Dit is van die page Relationship Solutions. Corner, die Vernieth Athena Daniels. Hier is nog ene, Wilthino Lakay sê, Elsie's, of van Elsie's River, hy sê, 'n snaak so 'n klein bietjie saad, so 'n groot dom, dan gaan maar sê persoon, kan vorm wat die hele dag met 'n Bluetooth speaker is. Hey man, kyk asseblief na dit waar jy spil en hoe jou spillies dan groot raak. Janestine Mathieu van Parel het iets van Mathwin Wessels geshare. Almal maak net kinders en ek maak maar vir my noodles. Ok, ek gaan nog 'n laaste enetjie lees. Anne-Marie Babu Olen. Klinks Babylon daar, maar Babu Olen, Anne-Marie Babu Olen. If there's one thing my late husband proved to me is that not all men are the same and not all of them are dogs. I was blessed with a man that knew my worth and treated me accordingly, and that's why I'll never stop believing in love. You'll meet not so great guys on your journey, but see them as lessons learned, and besides they just getting you ready for the one deserving you. There's someone out there who's gonna love and respect you the way you deserve to be loved and respected. You are just preventing him from finding you because you're still focused on what the one that didn't know your worth did to you. So let that go and focus on finding him, or better yet, allow him to find you. There's some real daddies out there. I'm not talking about the guy that just you and left. I'm talking about the real daddies that handle their business. There's some brothers that handle their business. Everybody take daddy for granted. Just listen to the radio. Everything's mama. Dear mama. I always love my mama. Mama, mama, mama. What's the daddy song? Papa was a rolling star. Nobody appreciates daddy. Now, mama got the roughest job. I ain't gonna front. But come on, at least people appreciate mama. That's right. Every time mama do something right, mama get a compliment. Because women need to hear compliments all the time. Women need food, water, and compliments. That's right. That's right. And an occasional pair of shoes. That's right. Women got to hear it all the time or they lose their mind. And your daddy, make sure you thank your mama for everything. Tell your mama how good the food is. Tell your mama how nice the house look. Tell your mama how her hair look. Did you tell your mama? Tell her, you better go in there and tell your mama. That's right. Tell your mama, tell your mama, tell your mama. Nobody ever tells daddy. Ish. I'm talking about the real daddy that handles the business. Nobody ever says, hey, daddy, thanks for knocking out this rent.
Hey, Daddy, I sure love this hot water. Hey, Daddy, this easy to read with all this light. Nobody give a about Daddy. I'm talking about Daddy that handle his business. Think about everything that the real Daddy does. Pay the bills, buy the food, put a roof over your head. Everything you could ever ask for. Make your world a better, safer place. And what does Daddy get for all his work? The big piece of chicken. That's all Daddy get. Is the big piece of chicken. That's right. And some women don't want to give up the big piece of chicken. Who is you to keep the big piece of chicken? How dare you keep the big piece of chicken? A man can't work 12 hours and come home to a wing? In my world. And although most men are hoes, he flows on the down low, cause I never heard about him with another girl. But I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy, I think I wanna have your baby. My man is smooth like Barry and his voice got bass. A body like Arnold with a Denzel face. He's smart like a doctor with a real good rep. And when he comes home, he's relaxed with pep. He always got a gift for me every time I see him. A lot of snot-nosed ex-flames couldn't be him. He never ran a corner line once to me yet. So I give him stuff that I'll never forget. He keeps me on cloud nine just like a tip. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a dapper dumb, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams. Yes, my man says he loves me. Never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all that Mac. But every time they tried, I said, that's not it. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual, highway to heaven. From 7 to 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation for the mind, which means a lot to me, cause good men are hard to find. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. What a mighty, mighty good man. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. Sing it now. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. I said, what a mighty good man. Know what I'm saying? He's a mighty, mighty good man, y'all. Y'all don't hear me. Now check him out. My man gives real love, and that's why I call him killer. He's not a wham bam, thank you ma'am, he's a thriller. He takes his time and does everything right. Knocks me out with one shot for the rest of the night. He's a real smooth brother, never in a rush. And he gives me goose pimples with every single touch. Spends quality time with his kids when he can. Secure in his manhood, cause he's a real man. A lover and a fighter and a knocker out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about. Every time I need him, he always got my back. Never disrespectful, cause his mama taught him that. I got a good man. What a man, what a man, what a mighty good man. A mighty, mighty good man. What a man, what a man, what a mighty good man. See, what a man, what a man, what a man, what a mighty good man. What a mighty good man. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. He's a mighty, mighty good man, y'all. What a mighty, mighty good man, y'all.
Yeah, break it down, what a man. En Vogue, hierso, my doen dit net liggie saam met Hemelbesem. Nou as jy wil saamgesels, catch me on WhatsApp 078 2465799 078 2465799. Nou vandag se woord, hierdie episode se woord is man natuurlik. En ek het een van die ancients gaan haal om 'n bietjie te gesels, gesien die man is besig met 'n fliek, 'n movie met die naam van God's Earth. En het handel natuurlik oor hierdie tye en so aan, maar die ou van wie ek praat is die elde Jethro, beter natuurlik bekend as Tannaman Am of Tannaman Gam, as 'n man dan nou solank ons net weet waarvan ons van wat ons praat hierso. So ek het vir Tannaman Am saam met my op die lyne. En Jethro, een van die elders natuurlik wanneer dit kom by ons culture. So Jethro, kom ons begin sommer by daai naam, Tannaman Gam. Hoe het jy conclude op daai naam? Hoe het ek gearrive by die naam Tannaman Gam? Tannaman Gam is maklik. Eintlik het ek vrot tande en ek is 'n kam of 'n gam. En eintlik is ek vrot Tannaman Gam. Maar om nou nie so duidelik te is, moes ek nou maar terugdein so kleine bietjie in op Tannaman die letsel laat en daarom is ek Tannaman Gam. Dit is mos eintlik jou wêreld, digkuns en om stories te vertel en so. Hoe belangrik, net veral vir die leek wat luister en sluit dan op myself, hoe belangrik is of was poetry, digkuns vir manne in die Khoi en die San kultuur? Hoe belangrik poetry vir Khoi en San mense is maar seker maar nou dieselfde soos dit nou vir ander mense is. Maar omdat dit nou die eerste mense is, lê die poetry van die Khoi en die San die grondslag vir al die ander mense, want is in die poësie en die cosmology van die Bosman dat die ander volke hulle menswees kan sien en hulle skepingsdrama kan kry. Want as dit nou nie vir die Bosman is nie, dan sal Afrikaans nie 'n hoeksteen of 'n bodem of 'n fundament het nie. Want Afrikaans het nie 'n cosmology nie. So het die ander Germaanse tale ook nie 'n cosmology nie. En net 'n taal wat 'n cosmology het natuurlik nou 'n kulturele grondslag van eie goed. En almal die mense wat nou val onder Afrikaans, Afrikaans en die Khoi-San tale in geheel gee vir die mense nou 'n grondslag om op trots te wees. Maar ek sien hulle is nie trots op die man wat dit vir hulle gee nie. Okay. Gepraat van die man wat alles gee, jy het 'n movie of 'n projek uit wat iets entailed met movieskap of something like that. Die fliek God's Country, Ons Earth. Vertel my daarvan. God's Country gaan natuurlik nou oor die aanslag van die city op die mense se benevolent land occupation. Die mense het mos nou vredelievend en vreedsaam grond gaan beset wat leeg is, omdat die mense natuurlik grond nodig gehad het aan die COVID situasie en die aanhutsing. Die mense het nou ook natuurlik, die ander mense het nou natuurlik ook 'n rent verwag van hierdie inwoners en toe die mense nou besluit maar nee, maar hulle wil ook op hulle eie kom. En hulle het maar 'n poging aangewend en hulle het nou natuurlik beginne plak op oop stuk grond wat nou adjacent aan ons gemeenskap is. En met verloop van tyd het die mense nou verneem dat hierdie grond behoort aan 'n wit man. En maar die mense het eers gedink dat hierdie grond behoort aan die staat.
Maar natuurlik met verloop van tyd en bureaucrasie het dit nou in wit man se hande beland. En dis hoekom die stad nou so gewelddadig teenoor hierdie inwoners van ons moes optree. Ja. En natuurlik ook die mense het besluit, hulle gaan maar baie mense het besluit, hulle gaan met hierdie occupation van die Red Ants en die city, John Plato se militia, gaan hulle nou nie vir hulle wys, hulle is bang, hulle gaan nou die mense nou maar eintlik het ek besluit, ek gaan hulle terugskiet met die kamera. Want wat kan 'n mens doen as 'n man so gevaarlik met jou op jou afkom? Dan moet jy maar 'n kaart skiet. Want as 'n mens nou nie 'n boelie 'n kaart skiet nie, dan gaan die boelie vir jou doodskiet. So het ons maar net geprobeer in ons kreatiwiteit om die stadsraad met sy hele army 'n kaart te skiet. Wel, hulle het my nou natuurlik met die rubber bullets nou regtig geskiet. Nou nie my oë uit nie, maar jy weet, van die mense hier het hulle oë verloor en daar's iemand dood in hierdie besetting, in hierdie occupation van die Red Ants en die nasionale, die SAP en Don Plato se militia, wat hier tussen die weke van Augustus en Julie vir ons getuister het. En maar in 'n geval, ek hoop nou natuurlik hierdie God's country, ons earth, as maar nou net 'n ander tipe poem oor die event wat plaasgevind het. Want die filmmaker is ook maar net 'n ander manier van 'n storie vertel. Maar hierdie storie het natuurlik nou lewendig afgespeel. Ja, in Cinema Verity. Okay. Die mense wat het nou, die geleerde mense sê, is Cinema Verity, meester. Ja, in elk geval, okay. Dis nou dit. Ja, so waar kan 'n mens dit te sien kry? Waar sal 'n mens dit sien? Mense sal dit sien op, daar is 'n YouTube kanaal met die naam van First Nation Indigenous Workshop. Ek sal miskien probeer om die nommer, die werfnommer, as dit mense nou so in Afrikaans moet sit, neer te sit, en dan kan jy dit nou miskien aanpas die ander mense. Maar nou die ander mense deel, ja, maar ek wil tog by jou weet, Tanneman, Jethro, wat moet die Khoi en die San man doen om sy regmatige plek in die samelewing of in Suid-Afrika dan in te neem? Hoe sou jy daar op so 'n vraag respond? Ja, hy is seker een van die moeilikste vrae wat jy nou vir my moet vra, as jy daai vra. Maar wat is sy regmatige plek nou? Ek dink nou, meeste van die tyd was hy nog 11 tree gewees. Die regmatige plek is 11 tree. Want as 'n man nou nie kan die chain trekkie, verstaan jy, dan het hy nie 'n regmatige plekkie. Want jou regmatige plekkie is mos maar om vir jou te ontlas. En as jy nie kan vir jou ontlas, dan het hy nog nie jou regmatige plek gekry nie. Maar nou die ding is, die wit mense hou nie van die ryk wat sy uitgee nie, sien nie. As hy nou poep, of sy toilet gebruik, en die type dinge. Die wit mense wil hê, sy moet ook onlas in die publiek nie. Tot die wit mense jou wil toelaat om vir hom te ontlas, om ook jou poepryk te kry. Of totdat sy hom force. En die ding is dit is net so, hy moet geforce raak om jou poepryk te ryk. Hy is eintlik die creative, die most creative thought wat ek jou kan gee, meester. Hy moet jou poep kan ryk. As hy nie jou poep kan staan, kan hy maar gaan, want hoekom? Ons kom nou al lang met hulle aan. En ek dink daai is nou
my spesifieke sê dingetjie wat ek wil sê. En ek kan die nog op 'n debat ook wat ek kan my op 'n paneel ook sit saam met die wit mense. En ek kan die ding, die is my punt waar ek op staan. En ek gaan oor nie hoe enige ander ding praat nie. Want ek dink as ons kan ook praat nie, dan kan ons maar los. Want waaroor praat die mense nou al die hele tyd? Verstaan nie, meester? Ek ben nou van dat ons nou al ons kop kom kry hierso. Die mense, hulle gesels, wat is waaroor praat hulle? Wat is hulle gesels? Verstaan nie wat ek bedoel. Ek meen as dit die oor ons kop is, dan is dit net dit. Want hoekom ons verstaan nie? Hulle bly sê hulle gaan met ons deel, hulle gaan ons scenario deel, hulle gaan ons kwessie deel. En as dit weer net te stilte en dan sê hulle weer netjie hulle, daar's nog die mense mos nou wat is moet bespreek en so aan. Dat is net weer 'n stilte en as dit net weer rustigheid en as dit weer verstaan nie, meester. Nou as ons daar ook kan praat nou in die next verstaan nie. Ons moet leer om met die wit mense om met die wit mense ook reg te praat. As ons kan met wit mense ook reg praat, dan moet ons los. Ja, as manne gaan 'n man maar altyd uit in die wêreld en dan weet jy there's a giant waiting, jy weet, wat sê send me a man. En dan is daar van ons wat miskien sê, you know what, ek gaan die knie buig voor hierdie perd. You know, it's big, a lot of frustrations en ek kan het ook hoor aan die einde daar so by saam met Tanneman. Nou ja, mense, ons is hier na die einde se kant toe op doen dit net liggies en die woord hier so is man. I stumbled on a piece on the internet where a man basically shares rules to teach your son. En het lees as volg: Never shake a man's hand sitting down. Number 2, don't enter a pool by the stairs. Number 3, the man at the barbecue grill is the closest thing to a king. Number 4, in a negotiation, never make the first offer. Number 5, request the late checkout. Number 6, when entrusted with a secret, keep it. 7, hold your heroes to a higher standard. Number 8, return a borrowed car with a full tank of gas. Number 9, play with passion or don't play at all. 10, when shaking hands, grip firmly and look them in the eye. 11, don't let a wishbone grow where a backbone should be. 12, if you need music on the beach, you are missing the point. 13, carry 2 handkerchiefs. The one in your back pocket is for you, the one in your breast pocket is for her. 14, you marry the girl, you marry her family. 15, be like a duck. Remain calm on the surface and paddle like crazy underneath. 16, experience the serenity of traveling alone. 17, never be afraid to ask out the best looking girl in the room. 18,
Never turn down a breath mint. 19. A sport coat is worth 1,000 words. 20. Try writing your own eulogy. Never stop revising. Thank a veteran, then make it up to him. 21. 22. Eat lunch with the new kid. 23. After writing an angry email, read it carefully, then delete it. 24. Ask your mom to play. She won't let you win. 25. Manners maketh the man. 26. Give credit. Take the blame. 27. Stand up to bullies. Protect those bullied. 28. Write down your dreams. 29. Take time to snuggle your pets. They love you so much and are always happy to see you. 30. Be confident and humble at the same time. 31. If ever in doubt, remember whose son you are and refuse to just be ordinary. 32. In all things, lead by example, not explanation. 33. Dress how you want to be addressed. 34. Be blessed by being a blessing. Jy's man alleen, jy bly alleen en speel jou flottina op 'n Saterdag aand. Klawer hom hier, klawer hom daar, bietjie pulsier op 'n maanskyn aand, bietjie pulsier op 'n maanskyn aand. Maar later, al hoe alleeniger later, niemand ken Tupa vir alleenigheid later, niemand ken Tupa vir alleenigheid later. Jy word stiller, al stiller.